Vader, ons staan hier voor U, net soos wat U daai blinde man genees, staan U voor ons. En U sê vir ons, ek staan voor jou, ek is hier, ek is teenwoordig in jou pyn, ek is hier teenwoordig om jou te genees. Vader, ons kyk na U. Verlossing kom net van U. Ons hoef nie meer verder te soek nie. U is al wat ons nodig het. U is eintlik alles wat ons ooit gesoek het. Vader, ons harte smag na U. Vader, mag al die stemme stil raak, mag al die angstighede, die vrese stil raak, hier in U teenwoordigheid. Mag ons beleef, U staan reg voor ons. Ons hoef nooit meer te soek nie. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem, baie dank vir die band, dit was amazing. En baie geluk julle, met die kerk se verjaarsdag. Nie die kerk nie, die kerk. Pinkstersondag, vandag, 1993 jaar gelede, het die kerk begin. Dis nie net Pinkster nie, dit is die dag wat die kerk begin het, want sonder Pinkster, sonder die uitstorting van die Heilige Gees, sal daar nie kerk wees nie. Dit is juist toe die Gees uitgestort is oor alle mense, wat die kerk begin het. Nou, ek wil vir julle iets interessants wys. Baie mense dink partykeer die geesbelewenis is hierdie belewenis waar almal nou bid en dis sensasioneel en ons is die hele tyd besig om te bid en dis 'n lekker emosionele gevoel. Wat was die eerste ding wat gebeur het toe die Heilige Gees neergestort het? Die gebed het skielik geëindig en almal het prakties die Here gaan deel. Ek sê nie ons moet nie bid nie. Gebed is baie belangrik, maar jy kan geeswerk meet deur oor getuienis deel, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So die kerk is nie gemaak om net Sondagdienste te hê nie. Die kerk het begin die dag wanneer die mense uit die gebou uitgegaan het en hoop verkondig het aan die mense wat verlore was. Kom ons onthou dit vandag. Pinkster gaan oor uitgaan en mense se lewens verander vir die glorie van die Here. Nou ons is in ons reeks Chains Off, eintlik Chains Off, Christ On. Ek lees vir ons 2 stories. Nou die 2 stories is uit verskillende dele van die Bybel. Een is in Matteus en die ander een is in Johannes. Dit is Matteus hoofstuk 14 en die ander is in Johannes hoofstuk 6 en is 2 verskillende perspektiewe van dieselfde gebeurtenis. En julle gaan hoor in Matteus word sekere dele uitgelig en sekere details word beklemtoon. En dan in Johannes word sekere goed net heeltemal uitgesny en daar word gefokus op ander details. So ek wil graag vir julle 'n bietjie hierdie storie lees en julle moet besef, hierdie is dieselfde verhaal en al 2 van hierdie is belangrik vir ons vanaand. Ek lees Matteus 14 vers 22 tot 33. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim, sodat en solank voor hom uit na die oorkant van die see te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Hy het nou net die brood en vis verdeel vir al die duisende mense. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid.
Toe dit aand geword het, was hy daar alleen, maar die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af, en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. So dis nou die 12 disippels op 'n boot, en hulle is besig om oor die see te vaar. Nou dit is nou nie die see soos wat ons die see sal noem, dit is die see van Galilea, is meer 'n dam, 'n meer. En in die 4de nagwaak het Jesus na hulle toe aangeloop gekom op die water. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook. En hulle het van angs begin skreeu. Ek hou van daai vertaling. Ons sien partykeer die disippels as hierdie statige mense. Daar staan, hulle het begin skreeu. Wie van julle het lank terug geskree? Okay? Nou, hoe bang moet 'n man wees om te hy skryf self hieroor later, en Matteus sê, ons was maar bang, ons het begin skreeu. Nou, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Almal sê op die water. Ek wil julle hoor, sê op die water. En hy het gesê, kom. Petrus het van die boot af geklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan, maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword, toe het hy begin sink, almal sê sink. En toe skreeu hy nog weer, Here, red my dadelik. Het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot kom, het die wind gaan lê. Onthou dit, dis 'n interessante detail. Toe hy in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Ons gaan terug Johannes 6 toe, of eintlik vooruit Johannes 6 toe, en sien wat onthou Johannes van hierdie gebeurtenis. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan, en nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Capernaum, almal sê Capernaum. Nou hier is 'n detail wat nie genoem is in Matteus nie, maar Capernaum, of as jy The Chosen Cape, noem hulle dit Capernaum, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar Capernaum, is 'n dorpie, 'n kleinerige dorpie aan die oorkant van die see van Galilea. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. Sien jy hoe fokus Johannes op die dringendheid van hulle moet nou beweeg, en Jesus wat verwag is om reeds daar te wees, is nog steeds nie daar nie. En die see het onstuimig geword, omdat 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom, en hulle het bang geword. Hy het nou nie gesê hulle het geskreeu nie, hy het net gesê ons was bang. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie langer bang wees nie, presies dieselfde ding wat hy daar sê. Toe wou hulle hom in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Gewoonlik lees ons die deel in Matteus, want dis die amazing, sensasionele deel waar Petrus op water loop. En dis amazing, dit is 'n wonderwerk, maar dan mis ons die wonderwerk wat hier genoem is, in Johannes. Die feit dat hulle by een deel in die see was en onmiddellik vervoer was in die plek was waar hulle heen op pad was. Nou, onthou hierdie twee stories, ons gaan terugkom na die storie en ons gaan dit saam sit, want ek glo daar's 'n waarheid wat partykeer 'n bietjie moeilik is om te sien in hierdie bladsye. Daar's 'n waarheid hier wat ons maklik kan mis oor wat eintlik in hierdie storie aangaan. Nou ons praat oor Chains of Christ On, is ons laaste preek. Volgende week gaan ons 'n nuwe reeks begin en julle wil dit nie mis nie, dit gaan oor die Bybel. Hoe lees ek die Bybel? Hoe interpreteer ek die Bybel? Is die Ou Testament toepaslik op vandag? En ons gaan baie amazing dinge met julle deel, feite wat julle siening oor die Bybel gaan verander, wat julle gaan sien,
dat Jesus van gepreek word in Genesis 1. Hulle noem hom nie op sy naam nie, maar julle gaan dit, as julle dit eers hoor, dan gaan julle sien, God se woord is amazing, en jy kan jou hele lewe spandeer om die Bybel te verstaan, en jy gaan nog eers die beste, of die begin van die blessing verstaan, wat die Here vir ons daar gegee het nie. Maar nou terug op Chains of Christ On. Ons reeks het ons gepraat oor Romeine 12 vers 2, dit was hoofsaaklik wat ons gepreek het, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. Dit is 'n baie belangrike vers. En wat ons gesê het, en julle sal onthou 'n paar weke terug, het ons die vraag gevra, as jy aangaan soos wat jy nou aangaan, wie word jy? Hou jy van die persoon wie jy besig is om te word, deur jou dade, deur jou denke, deur wie jy besig is om te word? Ons kyk na hierdie vers en hy sê, as jy passief is, as jy nie intentioneel is nie, dan word jy gelykvormig. Jy gaan lyk soos die stikkende mense om jou. Jy gaan doen soos wat die gebroke mense om jou doen, en jou verhoudings en jou dade gaan lyk soos die wêreldse. Jy gaan net so stikkend wees soos die stikkende mense van die wêreld, maar as jy intentioneel jou denke verander, of ek dink die ander vertaling sê, die vernuwing van julle gemoed, as julle minds verander, dan verander jy. As jy begin dink soos wat God dink, dan gaan jy begin leef soos wat God leef, en jy gaan dan verstaan wat God se wil is vir jou lewe. Jy gaan anders dink oor die lewe. So wat is die nommer 1 ding wat ons terughou van 'n volle lewe in Christus? Dis nie sonde nie. Dis nie die dinge wat jy mee sukkel nie, juis nie. Wat die ding is wat jou terughou, is die manier hoe jy dink. As jy vernuwe word in die manier hoe jy dink, dan gaan sonde van jou afval. Hoe meer jy fokus op sonde, hoe meer gaan jy sondig, is wat die boek van Romeine ons leer. Maar wat ons hier sien, is God het gedeel met sonde op die kruis. Hy's klaar daarmee. Al jou sondes is voorbetaal. Daar's nie nog iets wat jy hoef te betaal nie. Jesus het alles betaal. Maar vir jou om die volmaakte, perfekte vryheid van God te beleef, moet jy verander hoe jy dink. En om meer soos Christus te word, die eintlike doelwit van 'n disippelskap, om met Jesus te wees, om soos Jesus te wees, en om te doen wat Jesus doen, moet jy begin deur om aan te vat hoe jy dink. Nou oor die laaste paar weke het ons oor 'n paar dinge gepraat. Ons het gepraat oor selfsugtige ambisies, ons het gepraat oor vrese, die vrese wat jou terughou. Ons het gepraat oor onvergifnis. Wie was laasweek hier? Liesel het ons baie geseën met haar boodskap. Vanaand gaan die moeilikste een wees om oor te praat, of liewer, dit gaan die moeilikste een wees om te verander. Hierdie een is 'n baie diep een. En hierdie aspek van ons denke is eintlik die belangrikste. Ja, dit is belangrik om oor vergifnis te praat. Ja, dit is belangrik om nie selfsugtige ambisie te hê en om jou vrese aan te vat nie, maar daar is iets wat nog 'n groter rol in jou lewe speel. Dis iets baie onderliggend. Dis iets baie passief. Dis iets wat meeste van ons nie van bewus is nie. En ons noem dit jou onderbewussyn. Engels subconscious. Ons gaan 'n bietjie praat oor hoekom, maar ek wil eers definieer wat is die onderbewussyn. Hier is dit. Nommer 1. Dis die onbewuste prosesse wat outomaties plaasvind
sonder dat jy dit doelbewus bestuur. It's the way your mind works, kan ons sê. Daar's soos sekere maniere, jy reageer, jy weet nog nie hoekom jy so reageer, maar jy reageer so, en dit is gebaseer op hierdie onderbewussyn, it's the subconscious, en dan, wat ook 'n rol speel hier, is jou geheue, en jou gewoontes, want jou geheue en jou gewoontes, rig jou optrede in 'n rigting, selfs al dink jy nie aktief aan dit nie, en dit is jou emosionele reaksies, en intuïsie, wat dikwels vinniger en sterker reageer as logika. Dit is baie interessant. As jy gaan kyk na die onderbewussyn, ons reageer outomaties. Partykeer, het jy al gesien hoe sekere mense as hulle skrik, jou wil slaan, hulle weet nog nie wat aangaan nie, hulle het net hierdie fight or flight, hulle het die fight response, party mense skree, party mense gil, party mense gaan lê, dis nie meer fight of flight nie, dis nou ook fawn, dis die nuwe een, fawn beteken net, okay, snaaks genoeg, dit het hierdie week met my gebeur, een van my goeie vriende het 'n nuwe meisie gekry, en hy praat met my baie oor die meisie, maar ek daar nog nie ontmoet nie, so ek voel ek ken hom, ek het daar nog nie gesien nie, en toe sien ek, hulle loop verby my in die spar. Hulle het my nie gesien nie. En ek loop toe na hulle toe, en ek besluit, ek gaan nou vir haar 'n poets pak. Ek weet wie sy is, sy weet nie wie ek is nie. En ek loop na haar toe, en ek gryp haar handsak, en sê, kan ek dit gou leen? En ek loop weg, en sy sê, okay. Maar ek begin so giggel, ek sê, nee, jy moet meer wakker wees, as ek gee vir haar handsak terug, en daai is fawn. Dis 'n trauma response. Party mense is maar net so. Nou daai is eintlik maar jou onderbewussyn wat reageer. Jy is nie logies in jou onderbewussyn nie. En almal van ons het 'n onderbewussyn. Daar's niemand wat nie een het nie. Dit groei van die tyd wat jy 'n kind is. Daar's soos verskillende sieninge en sielkunde oor hoe diep dit is, maar ons weet almal het een. En baie van dit is onderdruk. Jy is nie bewus van dit nie. Jy weet net dit is so. So dis die subconscious, dis die onderbewussyn. Jy is nie bewus van hoekom dit so is nie, of dat dit so is nie. Jy reageer net. En ons het almal herinneringe, gewoontes, ons het emosionele reaksies wat ons nie verstaan nie. Almal van ons het dit. En almal van ons het 'n proses wat aan die agterkant van jou kop hardloop, wat jy nie van bewus is nie. En dit is waar die meeste van ons werk eintlik lê in jou denke vernuwe. Want dit is die area waar ons die meeste van ons herinneringe of pyn onderdruk. Dis die area waar meeste van ons ongemaklike gevoelens of ons emosies wat ons nie van hou nie, gestoor word in die agterkant van jou kop waar jy nie meer kan voel nie. So, ek wil sê jy gaan deur ietsie baie slegs en ek wil nie nou daaroor praat nie. Jy is besig om dit in die onderbewussyn in te druk. Het julle al gehoor van die drukkoker, die pot wat eendag gaan ontplof as jy dis jou onderbewussyn. En hoe meer jy goeters onderdruk, hoe ongesonder word die onderbewussyn. Jy is nie eers meer bewus van wat daaronder aangaan nie. En die probleem is, dis waar meeste van die mensdom leef. Want ons is nie bang, ons is nie braaf genoeg om daardie onderdrukte dinge te face nie. Ons weet nie wat onder ons aangaan nie. Ons kan dit nie sien nie, dis donker, dis diep. Ons het dit ver weg begrawe en so, dit voel amper asof ons nie vaste grond het om op te loop as ons oor daai emosies praat nie. Ons weet nie hoe ons gaan reageer nie, ons weet nie wat ons voel nie, ons wil nie daar gaan nie. Ons is bang vir dit. Nou, dalk vra jy nou vir my, okay, maar ek het al my hele lewe dinge onderdruk en ek's fine. Hoekom moet ek nou die onderbewussyn aandurf om meer soos Christus te wees? Ek kry dit reg, ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel. Ek leef 'n redelike normale lewe, ek hoef nie te praat oor wat met my gebeur het toe ek 'n kind was nie.
ek survive. Dis nie meer 'n topic nie. En ek wil vir julle die scarieste ding ooit deel. Julle moet hierdie neerskryf. Hierdie is 'n feit. Hoor hierso. Meeste van ons keuses kom eerder uit die onderbewussyn as jou bewuste verstand. Daarso is 'n studie gedoen onlangs, ek dink 2022, waar hulle geskat het die moderne mens maak ongeveer 35.000 besluite 'n dag. Dis baie. Nou dit is van, wat is die eerste ding wat ek doen wanneer ek wakker word? Ek gaan my foon oopmaak, wat se app maak ek oop, hoe lank is ek, hoeveel scroll ek, al daai goeders is klein besluite, en meeste van my besluite is ek nie eers van bewus nie. Meeste van my besluite is ek in screensaver mode en die dinge gebeur net. Of dit nou 'n roetine is, of 'n gewoonte, of die manier hoe ek reageer in 'n gesprek. Kan ek vir julle die statistiek lees? Hierso is dit. Navorsing wys dat jou brein dikwels 'n besluit begin maak 'n paar sekondes voordat jy bewus is jy's besig om 'n besluit te maak. Het julle al jou app toegemaak op julle foon? En dan wanneer jy weer kry, maak jy net daai app weer oop. Ek het hom nou net toegemaak. Want jou brein maak besluite voordat jy daaraan dink. Nou die foon ding is 'n klein voorbeeld. Ek praat nou van hoe reageer ek voor mense? Hoe hanteer ek 'n sosiale gesprek? Hoe dink ek oor my toekoms? Al hierdie besluite word gemaak voordat jy weet jy's besig om 'n besluit te maak. En kan ek vir julle die persentasie gee? Sommige wetenskaplikes skat dat maksimum 10% van jou besluite bewuslike besluite was. 10%. In ander woorde, 90% van jou lewe is jy nie eers besig om te lewe nie. Jy's net besig om te doen wat jou onderbewussyn besluit het, dis wat ons vandag gaan doen. En jou onderbewussyn is waar jou al jou negatiewe emosies stoor. Dis waar jy al jou onderdrukte trauma stoor. Dink jy dis 'n goeie plek om besluite vanaf te maak? Natuurlik nie. Nou, daai subconscious, ons kan sê dis jou gewoontes, dis die emosies wat jy voel sonder om te weet hoekom jy dit so voel, dis die outomatiese breinaktiwiteit wat aangaan. Wie weet, besluite is belangrik? Okay? 2 van julle? Craig Rochelle sê dit so, our decisions make us. We are what we constantly do. Daar is nog iets wat Craig Rochelle gesê het. Your decisions determine your direction, and your direction determines your destiny. Elke besluit wat jy maak, vat jou in 'n rigting. En as ek konstant in dieselfde rigting ingaan, dan gaan ek daar opeindig. Dis wat destiny beteken. Destiny beteken nie hierdie ding wat die Here vir jou vooruit beplan het. Die destiny is waar jy gaan opeindig. Selfde woord as destination. Bestemming. Nou, as ek passief is en ek laat toe dat my subconscious al my besluite vir my maak en ek weet nie eers wat daar aangaan nie. Ek wil nie daaroor praat nie want dit is trauma, dit is seer. Ek hou nie van dit nie, daar's emosies wat ek nie wil voel nie. As ek nie dit aanspreek nie en dit bly ongesond, dan verstaan julle wat die Bybel sê, is jy is gelykvormig aan die wêreld. Want nou laat ek toe dat dit wat met my gebeur het, definieer waarna toe ek op pad is. In sielkunde het hulle gesê, een van die gevaarlikste dinge wat jy kan doen, of nie kan doen nie, maar wat jy kan hoor in 'n gesprek met iemand as jy berading doen, is as hulle sê, ek wil nie my ma wees nie. Want as jy nie daarmee deel nie, kan ek jou 'n brief gee. Daai trauma wond wat jou ma vir jou of wie ook al aangedoen het,
is die blueprint vir jou toekoms. Want jou onderbewussyn het besluit, ek wil nie daaroor dink nie, of jy het besluit, ek wil nie daaroor dink nie, en jou onderbewussyn sê, hierdie is wat ek ken, hierdie is die pyn wat ek het, ons march straight vorentoe na daai pyn toe. As jy nie die pyn wil aandoen wat aan jou aangedoen is nie, dan moet jy daai pyn aanspreek en face. Is dalk nie jou skuld wat met jou gebeur het nie, maar dit is jou verantwoordelikheid om dit aan te spreek. Nou, hoe spreek ons dit aan? Ons gaan terug na die onderbewussyn toe. Sigmund Freud praat van die onderbewussyn as 'n ysberg. As jy kyk na die ysberg, dan sien jy daar's 'n punt bo water. Daar's 'n punt waar die water is, en dan die grootste deel is maar onder die water. Dit is dieselfde met jou. Die punt bo water verteenwoordig jou bewuste verstand. Die dinge wat jy weet, die dinge wat jy van bewus is elke dag. Jy deel met daai dinge. En dan kry jy die pre-conscious, ons noem dit die voorbewustheid, en dit is die herinneringe en gedagtes wat as jy hard konsentreer, kan jy hulle onthou, jy kan hulle weer opbring, hulle is daar, jy weet van hulle, maar dit is nie elke dag in jou gedagtes nie. Dis soos, as jy baie geleer het vir 'n semestertoets, en op die dag weet jy niks nie, maar dan as jy hard konsentreer, o ja, ek het dit geleer, of het dit net met my gebeur? Lyk my voorbewustheid is besiger as my bewustheid. Nou, die groot massa onder die waterlyn simboliseer die onderbewussyn, en dis die onbewuste begeertes, die invloede, en die onderdrukte herinneringe, trauma en emosies. So baie van dit wat ons daar beleef, is dit wat jy onderdruk. In digkuns en in baie stories, as jy nou dieper in die stories ingaan, in die interpretasie van hierdie fabels, word die subconscious baie keer vergelyk met die see. Hoekom? Want dit is diep, dit is die onbekende deel van ons. Ons weet nie mooi wat daar aangaan nie, ons weet dit is deel van ons weet, ons het dit, maar meeste van dit is 'n ding om te ontdek, en dis ontoeganklik, so dis scary, dis gevaarlik, dit is, in die ou dae het hulle ons gepraat van die see-monsters. Hoekom het ons geglo in see-monsters? Want ons was te bang om uit te vind. Daar was die storms, en elke tweede ou het gesê, het jy daai groot kraken gesien, en almal sê, ja. Want almal was te bang om eintlik te gaan soek, want dit is die sielkunde, ons het 'n deel van almal van ons wat ons onderdruk, en so almal van ons het 'n donker see, iets wat ons wegbêre en liewer wil vergeet. Maar die probleem is, en dis eintlik wat ek vir julle wil oordra vanaand, ons kan nie dit onderdruk nie. Vir 'n tyd, ja. Elke keer as jy iets onderdruk, dan gaan dit in 'n lelike manier terugkom. En 'n onbeheerste manier terugkom. As iets met jou gebeur het en jy onderdruk het vir jare en jare en jare, jy dink jy's fine tot eendag. En dis wat gebeur. Wat gebeur is, daar kom 'n storm. En elke een van ons gaan deur storms in ons lewe gaan. En die ding van 'n storm is, dit roer die water na die dinge wat diep onderdruk was, kom nou na vore, en jy word gekonfronteer met jou slegste herinneringe en jou diepste pyn. Wie van julle het dit al beleef, dat jy dink jy gedeel het met jou vorige verhouding, en jy voel al great, en jy's happy, en ag, die lewe gaan aan, en dan raak jy verlief, en dan, o ja, ek het glad nie gedeel met hierdie nie. Of jy gaan
vir jou hele lewe lank, nadat jy trauma ervaar het, en jy dit vergeet en vergewe, en jy dink nie eers meer daaraan nie, dis nie meer hier voor nie, dis nie eers meer op die voorbewussyn nie, dis al onder, jy het al vergeet dat hierdie ding met jou gebeur het, en dan gebeur iets soortgelyk, en jy val terug, en jy het 'n groter reaksie, as wat normaal sou wees vir iemand anders wat in daardie situasie is, want dit is soos daai trauma van toe jy 'n kind is, voel jy asof dit hier is weer vandag. Ek gaan vir julle 'n persoonlike storie deel wat met my gebeur het. Toe ek in graad 4 was, dit was nou 2006, het my beste vriend in 'n karongeluk gesneuwel. Hy was 9 jaar oud en dit was verskriklik sleg. En ek het myself blameer vir sy dood, want ek het nie vir hom gaan bid toe hy in die hospitaal gelê het nie. En natuurlik as mens nou terugdink en daar's logiese denke, natuurlik gaan 'n 9-jarige kind nou nie verantwoordelik wees vir die dood van 'n seentjie nie. Maar dis nie hoe my emosies dit op beleef het nie. En so het ek hierdie skaamte en hierdie skuld ontwikkel en myself blameer vir Joseph se dood. En nooit vir iemand daarvan vertel nie, want dis wat skaamte is. En ek onderdruk dit toe vir jare. So diep dat ek nie meer bewus was van dit nie. Ek het dit toegebid. Ek het seker gemaak ek bid nou vir almal. Almal by die skool as hulle griep het, ek bid vir hulle. Hoekom? Dit was nie 'n goddelike ding nie. Dit was skuld. En so ek probeer hierdie ding onderdruk met al hierdie goeie werke, en wat toe gebeur is, toe is ek op Bybelskool 9 jaar later, 2015, en een van my klasmaats kry toe 'n aanval in die aand, en sy gaan toe dood. En raai wat doen De Villiers? Hy gaan bid vir haar. Maar nie uit geloof uit nie. Ons was nie eers so close nie, maar ek skree en nie vloek nie, maar skree en bid, en enigiemand wat naby haar wil kom, gooi ek weg, want hulle het ongeloof, hulle gaan hierdie wonderwerk opvoete. En ek is besig om so 'n verwronge reaksie te hê. Die ander mense wil net treur. Ek is besig om duiwels uit te skop waar daar nie duiwels was nie. En my reaksie was so negatief. Lank na sy dood was ek nog besig om te bid. En terwyl ek bid, kom 'n vers en ek vat my Bybel en ek profeteer. En is in Psalm 116. In Engels staan daar, "Precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones." En ek lees dit, en die Here sê, ek kan nou ophou bid. En my eerste woorde was nie, okay nie, my eerste woorde was, maar wat van Joseph? Toe besef ek was nooit besig om vir daai meisie te bid nie. Ek was besig om te bid vir iemand wat 9 jaar voor dit oorlede is. En die trauma wat ek onderdruk het gemaak dat ek 'n ongoddelike reaksie gehad het. Dit was nie goddelikheid of geestelikheid wat gemaak het dat ek so reageer nie. Dit was 'n 9-jarige seentjie wat skuldig voel. En die 9-jarige seentjie wat skuldig voel, het in die 18-jarige seun verskyn op dieselfde vlak van onvolwassenheid. Because I never dealt with it. Die ding is, trauma kom altyd uit wanneer jy dit die minste wil hê. In die storms van die lewe. Die trauma wat jy onderdruk nou, gaan uitkom in jou belangrikste verhoudings op die belangrikste dae van jou lewe. Ek gaan ons wonder, waar kom dit vandaan? Kan jy sê waar dit vandaan kom? Jy het nie daarmee gedeel toe jy 6 was nie. Jy het nie daarmee, natuurlijk het jy nie daarmee gedeel toe jy 6 was nie. Jy was 6, maar nou het jy die kennis, nou kan jy die dinge wat jy onderdruk aanspreek met die liefde van die Here.
En die ding is, wanneer jy daai trauma het en iets gebeur, en iets buitengewoon seer gebeur met jou, en jy is skielik op 'n plek waar dit jou oorweldig. En ander mense gaan deur dieselfde ding en hulle verstaan nie, hoekom is hierdie vir jou so sleg? Hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie die pyn nie. En jy begin sink. En jy val dieper en dieper in jou onderbewussyn in. Klink dit bekend? Dit is een van my gunsteling paintings, kry nie die woord nie. Skilderye. Dis haunting. Ek gaan weer vir julle daai storie lees, en gaan kort stop en verduidelik wat hier aangaan. Toe dit aand geword het, hoekom moet ons wag tot die aand voordat ons sulke goeters lees? Ons praat van the night of the soul. Is die tye in jou lewe waar die storms kom en jy weet nie hoekom dit skielik net donker is in jou gees nie. Dit is asof al die hoop uit jou uitgesuig is. En jy's in 'n storm. En let wel, hierdie gebeur in Jesus se teenwoordigheid. Jesus was bewus van die storm. Net omdat ons Jesus volg, beteken dit nie dat ons nie storms gaan beleef in ons lewens nie. So, toe dit aand geword het, het Jesus sy disippels verplig om na die bote te klim en vooruit te vaar na die oorkant van die see, terwyl hy die skare wegstuur, en hulle is op pad na Kapernaum, en Kapernaum is belangrik, die woord is belangrik. Het gaan nie nou om oor die dorp nie. Die woord Kapernaum, die naam beteken die dorp van vertroosting. In Engels sê ons comfort, dis comfort soos iemand wat hy al nie gemak nie. Ek praat nie van daai tipe comfort nie, ek praat van dit wat jou siel nodig het na 'n donker tyd. Dis Kapernaum. So die disippels, dis aand, hulle is op pad na die dorp van vertroosting. Jesus het hulle daartoe gestuur, weggestuur. Hy's nie by hulle nie, hulle weet nie waar hy is nie. En terwyl hulle in die donker aand nou verder beweeg en moeilik roei, is daar 'n storm. En daar's wind, en die wind stoot hulle in die golwe is hoog. En hulle begin vrees vir hulle lewens. En dit is wat baie keer met ons gebeur. Ons is in die situasie waar skielik weet ons nie waar's God nie. Ons het gedink, hy was hier langs ons het nou net 'n lekker Sondag gehad, ons het nou net lekker stilte tyd gehou, en skielik voel ek nie die teenwoordigheid van die Here nie, en ek val terug, en skielik is daar 'n storm. En nou is ek bang. En nou vat my trauma oor. Nou vat my onderbewussyn oor, en hy sê vir my, jy gaan sterf. Daar is niks wat jy kan doen, jy moet nou angstig wees, jy is in die gevaar, jy gaan dit nie maak nie. Jou onderbewussyn jok vir jou. En in daardie oomblik, terwyl die boot heen en weer geslinger is, kom maar iemand aangestap op die water. Op die water. Almal sê op die water. Want God sink nie wanneer hy ons donkerte sien nie. Hy skrik nie vir ons onstuimigheid nie. Hy skrik nie vir jou storms nie. God word nie geïntimideer of afgesit met die dinge wat jou seer en terughou nie. Inteendeel, hy loop bo op dit. En die dinge wat ander mense laat sink, laat nie Jesus sink nie. En hy roep vir Petrus en hy sê, kom, dit is ek.
En solank as wat soos wat Petrus op Jesus fokus, dis die storie, solank as wat Petrus se oë gerig is op Jesus, sink hy nie. Maar tog is hy mens en hy's bang en hy begin weer kyk vir die golwe. En hy begin weer kyk hoe diep dit is. En hy begin weer kyk en hy's lankal in geloof territory. Hy's lankal weg van die soliede grond af. Maar soos wat sy vrees oorneem, begin hy sink. En dan kom maar 'n mooi woord, onmiddellik. Onmiddellik het Jesus hom gegryp. En hy sê, hou moed, dit is ek, moenie bang wees nie. Dit vat geloof om uit te klim en jou pyn te face. Dit vat geloof om jou verlede in die oë te kyk. Maar ons is nie net geroep om uit die boot uit die gemaksone uit te kom nie. Ons is geroep om Jesus in die oë te kyk, want terwyl ons vir Jesus in die oë kyk, kan die storms van die lewe, elke een van my pyne en traumas van die verlede en onderdrukte emosies terugbring. Ek gaan nie sink nie. Want God gaan nie sink nie. As jy jou trauma kan face, moet jy Jesus in die oë kyk. Dit vat geloof. So ons kan nie, en dis die uitnodiging vanaand, ons kan nie aanhou leef in vrees van die diepte van ons pyn nie. Ons moet vertrou dat God ons gaan vang wanneer ons daai pyn face. Toe Jesus en Petrus in die boot klim, het die wind onmiddellik gaan lê. En hy het in die boot geklim en met eens was die boot by Kapernaum. Want Kapernaum, moenie nou dink aan dit as 'n dorp nie. Die plek van vertroosting is nie 'n bestemming vir jou daar ver eendag nie. Eendag as jy hard genoeg werk, gaan jy daar uitkom nie. Nee. Die plek van vertroosting, die plek waar al jou pyne genees word, is nie eendag in die hemel nie. Dis waar ook al Jesus saam met jou op die boot is. Jy kan nou saam met Jesus in geloof wandel. En daai pyn en daai trauma kan Jesus genees. Dalk vat dit 'n rukkie, dalk is daar 'n proses daaraan verbonde, maar jy hoef nie 'n slagoffer te wees van wat met jou gebeur het nie. As Jesus in jou boot is jy presies waar jy moet wees om die perfekte troos te beleef. Ons moet die verlede face, ons moet nie goed onderdruk nie, ons moet nie die pyn van die verlede wegsteek nie, ons moet dit face, en die groot blessing van die lewe, en julle het my nou reg gehoor, ek het die woord blessing gebruik, die groot blessing van die lewe is dat daar storms gaan kom. Want dan gaan jy weet waar jou pyn lê. Alles is smooth sailing en lekker gemaklik in goeie tye. Maar as daar net goeie tye is, gaan jy nooit weet waar jy genesing nodig het nie. In slegte tye, in tye van lyding. Ek bedoel, Jesus kon kom en hy kon op die boot, hy hoef nie eers op die boot te geklim het voordat die storm geëindig het nie. Jesus kon opgedaag het en boem, daar soos die storm daarmee heen. Hy het nie. Hoekom nie? Hoekom het Jesus dit toegelaat?
Hy het nie veroorsaak nie. Dis belangrik om te sê, ek glo nie God veroorsaak lyding nie, maar hy kan dit gebruik. Jesus kon dit vroeër geëindig het, maar hy het nie. Hy het op die storm, in die storm, op die water geloop. Kyk na daai skildery. Die golwe was seker baie hoër as dit gewees. Altyd in die prentjies en in die TV-shows van Jesus wat op water loop, is die water so kalm voor hom en hy loop so. Maar ek dink, hoe dit regtig gelyk het, is jy sien net alkom, soos Jesus het trappe geklim en op die water geloop, maar dit was nie noodwendig maklik nie, want die water was nie gelyk nie, dit was 'n storm, en Jesus het dit opsetlik gedoen, om vir jou te wys, hy verander nie in 'n storm nie. Jou belewenis van hom, in 'n storm, jy kan dalk bang wees, jy kan dalk skree as 'n spook, jy kan dalk hom nie herken nie, maar Jesus gaan jou red. Jy hoef nie die storm alleen te face nie. Ons bid baie keer, Here, gee my 'n gemakliker lewe, laat dit 'n bietjie meer eenvoudig met my gaan, laat dit nie so moeilik is nie, en die Here sê, nee, ek gaan jou leer hoe om op water te loop. In die oomblik wat jy op water kan loop, kan jy sê vir jou onderbewussyn, ek gaan nie toelaat dat my pyn my verder definieer nie. Ek gaan nie toelaat dat die worsteling van die verlede my verder gaan definieer nie. Wat ek gaan doen is, ek gaan laat die Gees my lei. En as die Gees my lei, kan ek op water loop in die grootste storms. Ek weet waar ek is. Ek is in die teenwoordigheid van die Here presies op die regte plek. Storm of te not. Om soos Jesus te word, moet ons toelaat dat God deur die storm vir ons wys wat genesing nodig het. Ek sluit af. Ons kan ons oë almal sluit. Fokus op jou en jou verhouding met die Here. Vader, ek bid dat U Gees vir ons sal wys waar ons genesing nodig het. En Vader, ek bid dat ons sal weet om nie soos die wêreld te lyk nie. Gaan ons die pyn van die verlede moet face. En Vader, ek bid dat elke een van ons met onderdrukte pyn en onderdrukte herinneringe, Vader, ek bid dat ons dit nie meer sal wegsteek nie, maar oopmaak en onmiddellik vir U gee. U nooi ons om al ons laste vir die Here te gee. U sorg vir ons. Vader, ek bid dat elkeen van ons sal bewus raak dat U op ons onstuimige see kan loop. U is nie bang vir ons emosies nie, U is nie bang vir ons reaksies en ons pyn nie. U het gekom om dit te genees. Ek bid Vader dat elkeen van ons sal stil raak, ophou beklei en sal toelaat dat U ons genees. Wys vir ons waar ons U stem moet volg. En wys vir ons waar ons op water moet loop. In Jesus se naam. Amen. Amen. Mag julle 'n baie geseënde week hê. En ek wil julle net herinner van Mads Duisel. Hy is hier die 12de tot die 14de Junie.
Sy's 'n internasionale spreker en ons gaan vir julle die topic gee wat sy oor kom praat. Sy gaan hier vir die naweek wees. Dit gaan regtig amazing wees, moet dit nie mis nie. As jy wil lekker koffie maak, as jy wil leer hoe om 'n barista te wees, ons het barista opleiding die 31ste Mei en as jy dit doen, kan jy ook deel raak van die koffiespan. As jy wil, registreer asseblief vir dit. En net laaste ding van my kant af. Ek weet ons het nou daar gepreek, maar baie van ons mense, baie mense oor die algemeen, sit vas by hulle trauma. Kom ons vernuwe ons denke. Jou trauma is seer. Ek probeer nie sê dis niks werd nie, dit het nie gebeur nie. Dis net onderdrukking, nee. Dis juis wanneer ons dit in die lig bring wat die Here dit kan genees. Moet nie deur jou lewe gaan as 'n slagoffer van wat met jou gebeur het nie. Jy kan vry wees. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Sien julle weer volgende week. Goed gaan.